Chanel, wat is jou dier wat jy eendag mee wil speel as jy in die hemel kom? Dolfijnen. Dolfyne. Okay. God made the world, the land and sea. God made the creatures big and small. God made the sky and galaxy. Sun, moon and stars, He made them all. But something was missing, a daughter and son. God wanted somebody to love, so He made a family, and when He was done, He smiled on it all and said, "It is good, it is good, it is good, everything God made, from the stars in the sky to the ocean waves. It is good, it is good, He made you and me. We are His family, and it is good. Oh, 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 hey! Oh, 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 hey! Oh, oh, oh. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus Himself will see us through. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Soldiers all are we to go where Jesus leads. We'll fight in faith and we will overcome. Heaven is our goal and saving every soul. Pray that we all will be there. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers
praise the Lord, we all will be there. Goeiemôre maats, wat sê julle? Ons is amper aan die einde van kampvergadering, Sondagoggend en nog paar, miskien 'n uur of wat, dan is ons klaar. En ons hoop dat julle die kampvergadering geniet het en dat almal wat die boodskappe met julle gedeel het, werklik waar 'n seën was vir julle. So ons gaan nou kyk na, en ek hoop nie dit gaan so lank vat hierdie preek nie. Maar ons gaan kyk na die onderwerp, die 1000 jaar. So, nou 1000 jaar is baie lang, maar voor ons begin, kom ons bid eers. Liewe Jesus, terwyl ons nou gaan kyk na die 1000 jaar, wat gaan gebeur, vra ons asseblief dat U ons sal seën. Amen. Kyk, so die 1000 jaar, waar kom die 1000 jaar vandaan en hoekom is daar 'n 1000 jaar en al hierdie goeders, hoekom staan dit in die Bybel dat ons vir 'n 1000 jaar in die hemel gaan wees? En dit sê so in Openbaring 20, sê dit, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutels van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En nie dit nie, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en het bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word, en ek het die trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis, en so gaan hy aan en aan en aan, en hy vertel ons wat in die 1000 jaar basies gaan gebeur. Nou, ja, waar pas die 1000 jaar in die hele prentjie? So ons leef vandag, en dan gaan wat gebeur? Volgende gaan gebeur, Jesus gaan kom, en dis die tema van die naweek, Jesus gaan kom, dis almal waar ons uitsien is, dat Jesus gaan kom, en dan begin, as Jesus gaan kom, begin die 1000 jaar, kaboom, en dan gaan ons 1000 jaar lang in die hemel wees, kaboom, en dan gaan die hemel neerdaal op die aarde, en die aarde gaan niet gemaak word, né? So dit is die 1000 jaar, right, so waarvoor is die 1000 jaar daar? Wat beteken die 1000 jaar vir my en vir jou? Okay, so dis waarna ons graag wil kyk. Nou, daar's 'n rede hoekom daar 1000 jaar is. Okay, so, nou, dit mag dalk nie eens vir ons voel soos 1000 jaar as ons in die hemel gaan wees nie, want weet nou, is dit anderste om 'n jaar deur te gaan, want dit is 'n soeg en 'n gesweet en 'n gewerk en ons moet skoolwerk doen en ons moet vir die onderwysers luister, ons moet vir mamma luister en alles is moeite en partykeer is daar iets wat ons geniet as ons op die fiets ry of as ons 'n bietjie vakansie gaan hou en al hierdie dinge. Maar in die 1000 jaar wat ons in die hemel gaan wees, ek dink dit gaan so vinnig verbygaan. Want ja, daar gaan soveel lekker dinge wees om te gebeur en dit gaan net een awesome tyd wees. So maar hoekom 1000 jaar? Waarvoor is die 1000 jaar daar? Okay, so ek het nou genoeg daai vraag gevra. So, nou kom ons gaan kyk gou-gou. Kom ons rewind en ons gaan terug. Okay, en ons begin nog voor die hemel en die aarde geskaap is. Okay. En ons kyk na die rebellie wat in die hemel gebeur het, toe Satan opgestaan het teen God, en hy gesê het, hey, ek kan soos God wees, dit staan in Esegiel, ek wil soos God wees, ek gaan soos God wees, ek gaan eendag op sy troon sit, en hoekom het hy dit gesê, en hoekom het hy gegaan, en hy het na al die engele toe gaan, en hy het hulle oorreed om deel van sy span te wees, en die woorde wat hy gebruik het is dat God is onregverdig. Nou was julle al ooit onregverdig gewees? Ek het partykeer gedink, ek het onregverdig pak slaag gekry by my ma en my pa, ne? Of iemand het my seer gemaak, onregverdig, en dit was nie regverdig gewees nie, en dit was nie my skuld gewees nie, ne? So, maar hierso kom die duiwel en hy sê, God is onregverdig, en daar was verskeie redes hoekom hy dit gesê het, en tot vandag toe, oral waar ons gaan, is dit altyd God is onregverdig. As iemand seer kry, eina, hoekom het ek dit, Here, hoekom het jy my nou so seer gemaak?
ons gee altyd vir God die skuld. Weet, waar is God toe die groot tragedie my getref het? Waar was God gewees toe my huis oorstroom het? Waar was God gewees toe my ouma of my oupa of my ma of my pa of my boetie of my sussie so siek geword het of dood gegaan het? Waar was God gewees? God is so onregverdig. En vandag hoor ons dit die hele wêreld deur dat God is onregverdig. Waar was God? Hoekom het God dit toegelaat? God is onregverdig. So, en dis wat die duiwel sê. Nou kom ek sê nou vir julle oukies. God is liefde. En liefde is nooit onregverdig. So God sal nooit onregverdig wees nie, maar Satan doen al hierdie lelike dinge in hierdie wêreld en hy maak ons so seer en in oomblik as ons seer het, dan sê hy, kyk, dit is Jesus wat jou seer gemaak het, né? Maar meantime is dit hy wat ons seer gemaak het. So, en dit is wat gebeur in hierdie wêreld. Hy veroorsaak soveel chaos en hy wil hê ons moet al die skuld vir God gee. Ja. So, maar kom ek sê vir julle, hoe meer tyd ons met Jesus gaan spandeer, né, in gebed, kerk toe gaan en sy Bybel gaan lees, na preke gaan luister of na Bybelstories gaan luister, hoe meer gaan ons agterkom dat God is eintlik baie regverdig, want hy is 'n God van liefde. En hoe meer ons dit doen, hoe meer lief word ons vir hom en hoe meer sien ons sy regverdigheid en nie sy onregverdigheid nie. Nou gaan jy sê maar oom Heino, kom net tot die punt. Hoekom is die 1000 jaar daar? Okay? So wat gaan gebeur? Is dat God met die wederkoms gaan hy ons kom haal en dan gaan ons almal hemel toe gaan. Wat gaan gebeur op aarde? Op aarde gaan, soos ons net nog gelees het, gaan die duiwel toegesluit word hierso. Nou dit is nie regtig met ketTINGS toegesluit en jy mag niks doen nie. Nee. Dit is amper soos met lockdown gewees. Waar almal gesê het, waar president Ramaphosa gesê het, almal moet in die huise bly, vir 3 weke, jy mag nie jou voete uit jou erf uit sit nie, nie jy, jou hond of jou kat, wat ook al, mag nie die huis uitgekom het nie, is ek reg verkeerd. So, en ons was daar vasgekeer, ons kon beweeg het in die huis, ons kon baie dinge gedoen het in die huis, maar dit gevoel of ons toegesluit is, né? Ons mag nie eers dorp toe eintlik gegaan het nie, ons mag nêrens toe gegaan het, ons mag nie skool toe gegaan het nie, want dit was 'n lockdown geweest. Nou hierdie is die duiwel se lockdown vir 1000 jaar. Hy en al die bose engele saam met hom op hierdie aarde. Hulle kan nie weggaan van die aarde af nie. Hulle is gelockdown nou op hierdie aarde. So en weet julle wat? Al die heiliges gaan aan hemel toe gaan saam met Jesus. En dan gaan ons in die hemel wees vir 1000 jaar lank. En wat gaan ons in die hemel doen? Ons gaan in die hemel instap en dan gaan ons sien, hey, waar is my vriend Gertjie? Of waar is my vriendin? Of waar is my oom? Of wie ook al? Ne? En dan gaan Jesus vir hulle sê, kom, ek wil julle graag wys. Jesus, hulle was sulke goeie mense gewees, hoekom is hulle nie hier nie? Of, wat soek daai ou daar? Hy het my so seer, weet? En so gaan ons na verskillende mense kyk, en ons gaan wonder, en so baie vrae hê, hoe het ek in die hemel gekom? Ek het dan, is altyd so stoute ouetjie gewees, né? So, en dan gaan Jesus sê, kom, ek gaan vir julle wys. Dan vat hy 'n memory stick, né? 'n geheuestokkie, en dan druk hy hom in 'n komputer daarin. Ek weet nie of daar een gaan wees nie, ons sê maar so vir ons eie om te verstaan wat dit gaan wees. En dan gaan ons kyk na hulle lewensverhaal. Ons gaan kyk binne in hulle harte wat daar aan gang was, en dan gaan ons sien, hulle het nie regtig Jesus aanvaar in hulle lewens. Hulle was nie 'n vriend van Jesus gewees. En dan gaan ons na Jesus kyk en sê, Jesus, ek was eers 'n bietjie kwaad gewees dat hulle nie so was vir u, maar nou verstaan ek. U het regverdig opgetree. Nou verstaan ek hoekom oom Piet daar is. Hy was miskien 'n baie wille oom gewees, maar hy het eintlik u baie lief gehad en ek was eers kwaad geweest omdat hy in die hemel is en ek moet saam met hom in die hemel wees. Ek het gedink, u het 'n fout gemaak om hom hier toe te laat in die hemel. En nou dat ek kyk hoe sy hartjie is, en eintlik kyk na al sy lewensomstandighede en waar hy vandaan kom en hoe hy groot geword het, nou verstaan ek, liewe Jesus, hoekom u hom in die hemel ingebring het. En u was eintlik regverdig geweest.
En so gaan Jesus al ons vrae beantwoord, een vir een. En dan gaan ons sien, maar Jesus is regverdig, want Jesus wil graag hê, ons moet absoluut 'n suiwer gedagtes hê oor hom, en nie een vraagteken oor hom hê, oor dat hy miskien net 'n klein bietjie onregverdig kon gewees het. Nee, hy wil ons met suiwer, daar is geen onregverdigheid in hom nie. Hy is absoluut regverdig, en alles wat hy gedoen het, was regverdig gewees. Want hy is 'n God van liefde, en liefde is regverdig, ja. So, hy wil absoluut hê, ons moet suiwer gedagtes hê rondom hom. En dan, onthou nou, ons het nou twee dinge hierso. Ons het die duiwel wat hierso op die aarde is. Is daar enigiets goed op aarde? Is daar enige goeie mense? Nee, is net sleg wat daar is. Al die goddelose is dood, die duiwel is daar en is net sleg wat daar is, né? En in die hemel is alles wat net goed is, want dit is Jesus, en dit is die drie eenheid, God die Vader, Seun, die Heilige Gees, en dit is al die heiliges daarso, en al wat ons sien is regverdigheid en liefde, en hier is net sleg. Nou op aarde op die oomblik, wat het ons? Ons het 'n kerk, maar ons het ook die slegte dinge wat gebeur. So daar's nog altyd die balans wat daar is, dat dinge nog alright is, en jy weet, en ons kan nog aangaan, want dat is nog goed en daar sleg, en hulle werk teen mekaar, maar hulle hou mekaar en daarom effens so 'n bietjie klein, bietjie so nou dan in balans, né? So, maar nou is daar geen balans nie, dit is net sleg, en is net goed. En vir 1000 jaar gaan dit net sleg, en dit gaan net goed wees. En dan na 1000 jaar, né? Dan bring Jesus sonde, en God se heiligheid bring hy by mekaar, en hy sê, kyk hierso, vir 1000 jaar was dit net sleg gewees, okay? So, nou kom ek sê vir jou, as jy nou jou huis gaan toesluit, jou kamer gaan toesluit, vir 'n hele jaar lank, né? En jy sit jou sleutel in jou sak, en jy gaan terug in jou kamer in, ek dink nie jou kamer gaan so lekker skoon mee wees, en daai gaan vol stof wees, gaan vuil wees, daar gaan spinnerakke die hele plek vol wees. Hoekom? Want jy het vir 'n jaar lank nie jou kamer skoon gemaak nie. En nou stap jy, maar jou suster of jou boetie het hulle kamer elke dag skoon gemaak. En nou gaan jy stap jy in hierdie kamer, ek wil nie eers daar instap nie, stap jy in die ander kamer en alles is so mooi skoon en netjies op 'n plekke, en daar's geen stof nie, geen spinnerakke. En dit is wat sonde doen. Sonde vernietig alles. En vir 1000 jaar gaan hy net hierso vernietig, en vir 1000 jaar gaan alles net skoner en heiliger word. En dan bring Jesus hierdie twee bymekaar en sê, kyk die verskil wat daar is. Kyk die verskil wat daar is. Hier is die volle potensiaal van sonde. Hier is die volle potensiaal van wie ek is, en wie ek graag wil wees vir jou in jou lewe. So, en dan gaan tot die onregverdiges wat hierso op hierdie aarde is, hulle gaan kyk na God se heiligheid, dan gaan hulle sê, God is regverdig, en ons was onregverdig. En dis die doel, die groot doel van die 1000 jaar, is om al daai vrae van God se onregverdigheid uit te sluit. Want dis die grootste aanval wat Satan teen God het. Nie teen ons nie, hy wil net hê ons met sy kant kies en saam met hom moet gaan. Want elke ene wat na sy kant toe gaan, maak Jesus al hoe meer seerder en seerder. So, en my gebed is dit elkeen van julle daai keuse sal neem, om eendag God se regverdigheid te beleef, en saam met hom in die hemel te kan wees, sy liefde. So daar was enige wyse man gewees, en hy bo in 'n berg gebly, en hy het altyd mooi wyse woorde gehad, en as mense om toe gaan het altyd gehelp, maar daar was twee seentjies gewees wat gesê, hierdie oomie is te slim vir ons gaan hom uitvang, ons gaan hom wys, dat ons hom gaan uitvang. En hulle gaan en hulle vang 'n voeltjie, en hulle laat sy stert net hier uitsteek hierso, en hulle sit hom in hulle hande, en hulle sit sy kopie op so 'n manier, en hulle sê toe goed, hulle gaan na die wyse man toe gaan, en hulle gaan hom vra, oom, wyse man, is hierdie voeltjie lewendig, of is hy dood? En as die wyse oom sê, hy is dood, dan maak hulle hande oop, dan vlieg die voeltjie weg, né? En dan, maar as die oomie sê, die voeltjie is lewendig, dan maak hulle so, en dan breek hulle sy nekkie,
dan is die voeltjie dood, dan maak hulle oop en sê, sien wyse man, hy's dood, en is verkeerd. En hulle vang toe die voeltjie, en is daar op in die berge, en hulle gaan na die wyse man se huis toe, en net om na so, en sê, wyse man, is hierdie voeltjie lewendig, of is hy dood? En die oom kyk so vir hulle, en hy kyk vir hulle hand, en hy sien die ster steek daar uit, en hy sê vir hulle, of daai voeltjie lewendig, en of hy dood is, dit is in julle hande. En dis die wysste woorde wat daar is, want die dag, of jy in die hemel gaan wees, en of jy nie daar gaan wees, is nie in jou ma se besluit, jou pa, jou onderwyser, jou predikant, jou sabbatskoolonderwyser, dit is niemand anders te besluit as jou besluit nie. Dit is in jou hande, hoe jy jou hartjie vir Jesus gaan gee, en hoe jy die pad saam met Jesus gaan stap. En Jesus sê, as jy my geregtigheid wil beleef, wil sien, gee jou hart vir my. En eendag as jy in die hemel gaan kom, al die vrae wat jy gaan hê, gaan ek vir jou beantwoord, een vir een. Sodat al die vrae, wat jy in jou gedagtes het, al die seer, al die pyn, al die lyding wat jy gegaan het, gaan ek vir jou die antwoorde gee, en ek gaan jou wys. In 1 Korintiërs 13, daai hele hoofstuk gaan net oor liefde. En Jesus sê, ja, ons sien nou in 'n spieël, ons verstaan nie alles nie, en in 'n raaisel, maar eendag, as ons Jesus van aangesig tot aangesig sien, gaan hy vir ons al die vrae beantwoord, en ons gaan alles kan verstaan wat aangaan. Al wat ek wil hê jy doen is, glo net in my geloofwaardigheid, dat ek gaan kom om jou te kom haal, en dat jy by my kan wees. So, mag die Here ons spaar vir daardie 1000 jaar, en mag ons lewens so lei, om saam met hom daai 1000 jaar in die hemel te kan wees, en daarna vir ewig en altyd by Jesus kan wees. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, ons sien uit na die dag as U ons gaan kom haal, en ons sien ook uit, Here, om daai 1000 jaar saam met U te wees, sodat U al ons vrae kan beantwoord, en dat ons rus en vrede in ons harte kan hê. Help ons, Here, om net elke dag volgens U liefde en U belofte te lewe. Asseblief, lei ons, seën ons. Amen. Baie dankie, maatjies. Geniet die res van die dag saam met ons. Die Here seën julle. Welkom terug weer by die kunswerk vir vandag. So vandag se kunswerk gaan ons ietsie lekkers doen, wat jy ook by die huis gaan doen. En ons kry net gou die goedjies uit die pad uit. Jy gaan 'n suurlemoen nodig hê, potlood, 'n pyperklip of enigiets wat skerperigs is, maar nie gaan sny nie. Jy gaan 'n mes nodig hê, vuurtjies, oorpleisie, skoonmakers, earbuds, wat ook al jy wil doen, en 'n cash. So, om te begin gaan ons gaan kyk na maniere wat jy kan, belangrik, jy gaan 'n papier nodig hê, dis een van die belangrikste goedjies te gebruik. So, om te begin, iets wat jy kan doen is, jy gaan jou paperklip vat, en jy gaan 'n boodskap op die papier skryf. En soos jy gaan skryf, gaan jy sien, hy maak duitjies in die papier. Dis 'n goeie ding, want jy gaan 'n geheime boodskap op hierdie papier skryf. So nadat jy jou geheime boodskap neergeskryf het, kan jy 'n potlood vat, maar die doel is om die potlood so plat as moontlik te hou. Dan krap jy dit so oor waar jy die paperklip getrek het, en dan sal jy sien, daar gaan die letters wat jy geskryf het, of die prentjies wat jy geteken het, gaan uitkom. En jy kan sien op die papier. En so kan jy boodskapies vir mekaar skryf, en dit gaan nog steeds gesien kan word, deur jou en jou maatjies. Maar nie almal gaan dit kan lees nie, net as hulle weet hoe om die geheim uit te voer. En weet jy, kan jy nou eintlik op die kamera sien
dat dit werk nie, maar glo my, vertrou my, dit werk. Julle moet dit probeer. Dit is baie lekker om dit ook te doen. Dit is ook lekker om prentjies so te teken en dan kleur jy met die potlood oor daarmee. En dan so kan jy ook prentjies teken vir mamma en pappa daarmee. Ons volgende ene, wat ook 'n geheime manier is om 'n boodskapie vir iemand te gee, is 'n bietjie anderste en bietjie moeiliker. Julle gaan asseblief mamma en pappa vra om julle hiermee te help. Ek wil nie hê daar moet enige moeilikheid wees as julle die huis afbrand of iets nie. So wat julle gaan doen is, of julle kan die plain suurlemoensap gebruik, of julle kan 'n suurlemoen vat en hom oopsny, want ons gaan dit nodig hê om ons boodskap mee te skryf. Nadat jy jou suurlemoen gesny het of jou suurlemoensap gevat het en in 'n bakkie ingegooi het, soos ons gesien het, gaan jy hom neersit. Jy gaan die mes warm. Okay. Dan gaan jy 'n oorstokkie kry en jy gaan hom in jou suurlemoen indruk en jy gaan wat ook al jy wil skryf op die papier skryf. Jy gaan sien dat ek 'n nat waterstrepe maak. Julle gaan nie nou op die kamera kan sien nie, maar as jy dit self doen, sal jy sien dit sal nat strepe maak. En klomp sulke kom ons maak 'n glimlaggie en wat 'n sterretjie. Ons maak 'n sterretjie. Kyk. Nou nadat jy dit geteken het, gaan jy jou papier met een kant sit om droog te laat word. So as laat hom droog word, skryf ons gou net nog eene wat sê se verrassing. Kijk, dus om je kant bij droog wordt en kom eens maar nog een keer. Wat kan ons opschrijven? Kom ons schrijf niet in het mogelijk. Dan kom ons wel gauw verder om terug te worden en dan gaan ons verder gaan en met vuurtjie speel. Okay, nou nadat julle papiertjies droog is, dan gaan jy 'n kersie aansteek. Baie versigtig wees om nie die papier te verbrand nie, maar jy gaan die papier net so eentjie bokant die kers hou. En dan soos jy hom gaan hou, na 'n rukkie, daar waar die suurlemoen is, gaan hy begin die letters uitbring. En want die suurlemoen word vinniger warm as papier, so hy gaan vinniger brandmerke maak. En so gaan die boodskapie wat jy besig is, of wat jy voorheen geskryf het op die papier, uitkom en jy gaan kan sien. Soos julle kan sien, is daar besig om 'n streepie te vorm al klaar van wat ek net nou opgeskryf het. Kom ons brand op verder.
En so gaan jou prentjies uitkom nadat jy hulle geteken het, 7 minute hulle weer droog geword het. Ek en my sussie het hierdie baie gedoen toe ons kind was, en ons vir mekaar briefies geskryf, en dan het ons dit vir die Kersfees by die huis in die sitkamer probeer lees en te kyk wat het ons vir mekaar geskryf. Probeer om nie te groot vlam te gebruik nie, of om die papier te naby aan die vlam te sit nie. As jy dit gaan doen, dan mag jy papier dalk in die brand steek. En dit kan dalk 'n probleem wees. In elk geval, wat ek julle eintlik wil sê is, baie keer is dit lekker om vir mekaar raaisels te skryf en vir mekaar verrassings te stuur en alles. Maar weet julle wat is een van die beste verrassings wat ons het? Ons het die boek, die Bybel gekry van Jesus af. En dit is 'n verrassing wat God vir ons geskryf het. 'n boek vol raaisels wat hy wil hê ons moet ontsyfer. 'n boek wat hy klomp stories in geskryf het, wat hy wil hê ons moet gaan lees. Want in elke storie is daar ietsie spesiaal vir jou oor weggesteek, wat jy moet gaan vind. So ek hoop julle geniet hierdie kunswerk, en ek hoop julle gaan kyk in die boodskapies wat God vir julle in die Bybel geskryf het. Bye! Jesus, is I can't see. Jesus is what? Jesus is coming! Again! Yes! Has he? That's what I've been saying all along. Inspector Brown. Yes, Miss Baxter? I have been looking in the great book of hidden truths, and I have come across something that you may find quite peculiar. What? Regarding thieves and criminals. That is my language. What? Oh, yes. Oh. John 10 verse 10 says, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Exactly. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." Abundant. Who do you suppose that is? Who's I? I don't know. But I was thinking that clue that we got. John, it says John. Oh, yes, the 14. clue. Verse John 14, 3. verse 3. Let's see. "And I will go and prepare a place for you. I will come again and receive you to myself, and where I am, there you may be also." Who's you? I'm totally baffled by this. It's so intriguing. I've marked off a whole bunch of things that I wanted to show you. I've just been Book of truth. I tell you. Evidence. Where did you get this book? Oh, my grandmother gave it to me. It was lying around there in her house. She was always reading, had her nose in it for hours every day. It's quite fascinating, really.
Look here. 1 Thessalonians 4 verse Oh, that's 16. a long name, Thessalonians. For the Lord, these spectacles are really horrid. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, and with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. This sounds like that heaven talk again. I knew it. I knew it. And then when we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet with the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. I wonder if the person in all these passages is not the Lord. And then listen to this. This is very interesting. Right near the end of the book, there's a book called Revelation. Revelation. I mean, we know all about it. Revelation means finding out So things what does it have that to the reveal to us? Revelation 21. Listen to this. Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Clearly, there are more than one heaven, according to this book. And there was no more sea. Can't possibly imagine. I'm not going to the beach. Sea? Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride. Oh, I love weddings. Adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself will be with them and be their God. Oh, wow, that was awesome, Miss Fancy. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death. No more death. We'll be out of business. What will we do? No sorrow, nor crying. No sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former No more things pain. have passed away. What? I must say, it does sound rather glamorous, don't you think, Inspector Brown? That sounds wonderful. I mean, It does, doesn't it? I won't have to spend hours digging into crime scenes and people who got hurt and killed and murdered and suspects and everything. Wait! Listen! Behold, I am coming quickly! Blessed is he who keeps the words of the prophecy and of this book. Oh, Miss, what's your name again? How long have I been working for you? I have told you this how many times? Josephina, Catalina, Margarita, Karageorgiades the fourth. Okay. But my friends just call me Joe for short. Joe, Miss Joe. I'll try to remember that. You do. Well, it seems like there really is a heaven. Oh, another case. Quickly, get it. I'm on it, tip top, tip top. I hope it's a good one this time. Hello. Heaven. Inspector Brown's offices. How may I be of service to you? Miss Daisy, Miss Daisy. Who on earth is... Yes, sir? Ek wil hemel toe gaan, want ek wil graag vir Jesus ontmoet. En ek wil vir hom vra, kan hy vir my meer vertel wat in die Bybel gebeur het en hoe alles gebeur het. En ek wil graag op dolfyne ry en ek wil baie lekker goeie saam met Jesus doen. En ek wil in die see swem en kyk hoe al die visse lyk, wat se verskillende diere daar is wat ons nog nooit in ons hele lewe gesien het nie. Kom ons bid saam. Dankie Heer vir hierdie dag wat ons kan hê. Dankie dat ons meer van Jesus kan leer elke dag. Dankie dat Jesus in ons harte gekom het en kan kom en beskerm almal waar hulle is. Met hierdie virus laat hy sal weggaan en ons is lief Jesus en
Ons kan nie wag tot Jesus kom nie. Amen.